Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Hierdie afgelope week was ek weer in Pretoria gewees en dit was vir my vreemd want dit het twee emosies gelyktydig wakker gemaak. Aan die een kant was dit ongelooflik lekker om weer bekende strate te sien, bekende plekke en bekende gesigte. Hierdie gevoel van hier is my wortels. Maar dit is snaaks so 'n plek jy kan terugvat. Want skielik stap jy in die spar in en daar's iemand wat jy jare al geken het wat jy daar raak sien. Jy sit by 'n kuierplek en daar is daardie bekende gevoel van mense wat jy raakloop en mense wat jy sien uit jou verlede uit. En ek besef hoe baie ek dit eintlik gemis het. Daardie klein dorpsgevoel, daardie gevoel dat mense jou ken, dat jou stories ergens ingeweef is in 'n plek. Want waar ek nou is, bestaan dit nie heeltemal dieselfde nie. Maar dan aan die ander kant, was daar ook iets vreemd hartseer daarin. Want wanneer jy begin onthou, begin jy ook besef hoe mense mekaar ontgroei en hoe jy 'n plek ontgroei. Hoe tyd aanbeweeg het en hoe lewens verander. En hoe mense paaie vat wat jy nooit verwag het nie. Party mense wat eens sentraal was in jou lewe, is nou amper vir jou vreemdelinge. En dis nie altyd iets slegs nie, dis net hoe die lewe loop. Ons almal verander, ons almal beweeg, ons almal groei in verskillende rigtings. Maar terwyl ek deur daardie ou bekende strate ry, begin ek ook terugdink aan mense wat daar was in moeilike tye, mense wat deel was van my proses, mense wat my gevorm het selfs toe ek dit nie eers besef het nie. En toe tref dit my, ons kyk baie keer na wie ons geword het, maar vergeet die proses wat ons daar gebring het. Ons meet onsself aan die sukses, aan die eindpunt, aan die eindresultaat, aan die nou waar jy nou is. Maar sonder die proses sou daar nooit 'n uitkoms gewees het nie. En dis hoekom baie mense sê vandag in die moderne spiritualiteit, trust the process. Maar kom ons wees eerlik, dis nie altyd maklik nie. Want die proses is baie keer pynlik. Dis harde tye, misverstande, teleurstellings, eensaamheid en twyfel. Daardie oomblikke waar jy in die nag wakker lê en wonder, wat gaan aan? Hoekom gebeur dit met my? Waarheen is my lewe op pad? En die waarheid is, baie van die belangrikste goed in jou lewe gebeur agter die skerms. Mense sien die eindproduk, maar nie die trane nie. Hulle sien die glimlag, maar nie die gevegte wat jy in jou kop gehad het nie. Hulle sien die groei, maar nie die gebrokenheid waardeur jy moes stap om daarby uit te kom nie. En dalk is dit hoekom trust the process eintlik 'n geloofsdaad is. Want baie keer verstaan jy nie die proses terwyl jy daarin is nie. Jy verstaan dit eers later. En miskien gaan dit nooit eintlik daaroor om net die proses self te vertrou nie, maar om die God van die proses te vertrou. Die God in die proses, die God deur die proses en die God te midde van die proses. Want wanneer jy terugkyk op jou lewe, besef jy iets ongelooflik. En dit is, God was oral. In die mense, in die plekke, in die moeilike gesprekke, in die teleurstellings, in die deure wat toegegaan het. In die nuwe deure ook, wat onverwags oopgegaan het. Selfs toe jy gedink het, jy is alleen, was hy besig om jou te dra. En dalk is dit hoekom onthou so belangrik is. Nie om vas te haak in die verlede nie, nie om net die seer te herkou nie om die trauma te bly revisit nie, maar om terug te kyk en raak te sien en te sê, God was daar ook. Hy was daar in daardie straat, in daardie huis, in daardie verhouding, in daardie moeilike jaar, daardie fout wat jy gemaak het, daardie seisoen waar jy amper opgegee het. En miskien moet iemand dit vandag hoor. Daardie selfde God is steeds met jou. Die God wat jou deur gister gedra het, sal jou deur môre ook dra. Die God wat jou nie gelos het toe jy verdwaal gevoel het nie, gaan jou ook nie nou los nie. Want God werk nie net in perfekte mense en perfekte oomblikke nie. Hy werk in en deur prosesse. Hy werk in groei, in tye van wag, in gebrokenheid, in genesing, in gewone mense wat dalk net probeer oorleef. En dalk verloor ons soms die fokus wanneer dinge moeilik raak. Ons kyk so vas in die probleem dat ons vergeet hoeveel keer God ons al deur soortgelyke dinge gedra het. Maar wanneer jy teruggaan na jou ou plekke, ou mense en ou stories, dan besef jy, ek is nie hier net oor my eie krag nie. Daar was genade, daar was leiding, daar was mense wat God oor my pad gestuur het, daar was oomblikke wat my gevorm het, hoe pynlik ook al. En dalk is dit die uitnodiging vandag net eenvoudig. Moenie net die proses onthou nie, onthou die God van die proses, want hy verander nie, hy was daar toe, hy is hier nou, en hy sal daar wees ook in die toekoms.
selfs met jou foute, selfs met jou vrae, selfs met jou onsekerheid. Want die God wat jou tot hier gedra het, gaan jou nie nou skielik los nie. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap. Mooi loop.